Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. Liewe luisteraars, baie welkom by Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. My naam is Ariana Crawford van Mosaïek van digters en skrywers en dis vir my 'n heerlike voorreg om op Radio Yada hierdie program saam met julle te geniet. Ons visie is om kunstenaars in al sy genres aan ons luisteraars bekend te stel, deur onderhoude met hulle te voer en die mens agter die kunstenaar te leer ken. Julle sal ons ook vind op Facebook, YouTube en Telegram. En ons nooi al ons kunstenaars uit om deel te word van Mosaïek van digters en skrywers, maar ook alle ander kunstenaars op Facebook en op YouTube. Die platform is vir digters, skrywers, joernaliste wat insluit artikels en meningsstukke, kort draaiboekskrywers, radiodramas, bloggers, liedjieskrywers en daarmee uiteraard die sangers wat optree, vloggers, praat, poësie. Ons het saam met Kaleidoskoop die aanlyn glanstydskrif hande gevat en hulle gaan op Facebook elke begin van die maand met 'n kunstenaar in Suid-Afrika op Facebook gesels, wat dan daarna as 'n podcast beskikbaar sal wees op ons YouTube-kanaal met dieselfde naam. See, on a hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. And look at the ones that give me life, grace flowing from His side, no greater sacrifice. What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Sing for the freedom He has won. Even death is dead and done. His life has overcome. Speak, say the name above all names, over every broken place. He is risen from the grave. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Now on the throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. What He's done, what He's done.
All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. What He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Liewe luisteraars, het is vir my heerlik om vanaand hier in die ateljee met Franco van Zyl te gesels. Franco is 'n stygende ster in die Afrikaanse musiekbedryf. Hy is 26 jaar oud en hy is van Boksburg. Franco se passie vir musiek het reeds in 2005 begin ontkiem, wat gelei het tot sy eerste debuutalbum 2022, bekend as My Geheim, met 12 oorspronklike snitte, wat sy talent en kreatiwiteit ten volle uitstel. Franco, stel jouself gerus voor aan die luisteraars. Goeienaand Rihanna, baie dankie. Maar eerstens wil ek net sê baie dankie dat ek hier saam met jou vanaand kan kuier. Hier so by Mosaïek en saam met al die luisteraars. Is vir my 'n groot voorreg om hier so te wees. Ja, wel, soos jy vroeër gesê het, ek is Franco van Zyl, ek is van Boksburg, ek is 26 jaar oud. Ek het in 2005 het my liefde vir musiek begin. Ek sing sedert 2005 al, nie professioneel nie, maar dis wanneer rondom die tydperk van 2005 is wanneer my liefde vir musiek ontkiem het. En ja, ek het in 2022 het ek my eerste debuutalbum vrygestel, gefokus op die Afrikaanse mark, op die musiekmark. Die album se naam was My Geheim, dit was my debuutalbum gewees. En ja, ek het toe die Afrikaanse musiekbedryf ingegaan en kort daarna het ek nog 'n album uitgebring wat baie meer gefokus was op die gospel mark in Suid-Afrika. Hy is so tussen, meeste van dit is leenliedjies. Nou as vir die luisteraars wat nie weet wat 'n leenliedjie is nie, dit is 'n cover soos wat meeste mense dit vandag ken. Het ek van my gunstelinge gevat en ek het dit in 'n album gesit. Die album se naam is Jesus is King. Ek moet sê, ek is baie trots op al my albums, maar sover is daai enetjie wat vir my die meeste uitgestaan het bo almal. So ja, ek is baie lief vir musiek. En musiek is iets wat ek hier in my hart altyd saam met my dra. Wat altyd, ek dink musiek is altyd daar vir 'n mens in alle tye. So ja. Franco, kom ons begin by die begin. Waar het jou liefde vir musiek ontstaan? Jong, Rihanna, ek sal moet sê, dit moet wees van kleintyd af. Dit moet wees van kleintyd af. Ons het baie musiek gehad in die huis. Tussen my ma, my pa, my oumas, my oupas, my tannies en ooms. Ons is 'n familie wat baie van musiek hou. Daar was altyd musiek in die huis. So nee, definitief. Ek sal sê, toe ek klein was, alles het daar begin, van 'n baie jong ouderdom af. Wat was jou eerste liedjie wat jy ooit voor mense gesing het? Die eerste liedjie wat ek al voor mense gesing het. Yes, ek moet vir jou sê, ek dink die liedjie van so Unique Du Plessis liedjie, die liedjie se naam is Lepel. Ek moet vir jou sê, ek het hierdie liedjie toe ek jonger was, toe ek klein was, het ek hierdie liedjie deurgesing, hoor. Ek onthou my ma het toe destyds, weet Jonita tog daai tyd 'n musiekvideo uitgebring en sy het hierdie leerklere aangehad. Yes, en ek het myself verbeel, ek is nou die volgende iemand wat op 'n musiekvideo gaan speel en ek het ook hierdie leathers gehad. So definitief daai liedjie met die naam Lepel, definitief sonder enige twyfel. Franco, kom ons gesels bietjie oor vergeet en vergewe. Dit is 'n baie diep en 'n emosionele lied. Wat is die storie agter vergeet en vergewe?
Rihanna, die liedjie Vergeet en Vergewe. Kyk, om te begin, ek sê altyd, ek wil liedjies uitbring, ek wil liedjies doen wat mense se harte raak, wat 'n verskil kan maak. Die liedjie Vergeet en Vergewe is presies wat dit sê. Dit is twee kragtige woorde. Jy weet, ons almal gaan op die lewe en op die einde van die dag ons dinge. Jy weet, ons word baie keer so vasgevang. En daai twee woorde, vergeet en vergewe, dis dit wat jou werklik vry maak van enige situasie. Al is dit hoe moeilik. Kyk, ek wil nie nou hier sit en sê ja, dis die maklikste ding om te doen nie. Die regte ding definitief, want dit is op die einde van die dag wat jou vry maak, is om te vergeet en om te vergewe. Ek dink nie daar's enige ander manier nie. Ek meen die woord van God sê ons moet mekaar vergewe 7x70. En dit is hoe ons waarlik vrykom van enige situasies en ons maak baie keer die fout om aan dinge vas te hou, om aan situasies of gebeurtenisse vas te hou en ek dink dis wat ons gevang hou. So die naam Vergeet en Vergewe spreek vir itself, is twee baie kragtige woorde hoor. Is dit geïnspireer deur 'n persoonlike ervaring? Ja, nee, dit is definitief geïnspireer deur 'n persoonlike ervaring. Net soos ek vroeër gesê het, almal van ons gaan deur dinge. En ek was een van daai mense, jy weet, as al goed met ons gebeur, ons is geneig om wrokke te hou en al daai tipe van goed en daai goed is wat jou gevange hou. En ja, ek sal definitief sê dit is iets wat regtig persoonlik geïnspireer was, is goed waardeur ek gegaan het in my lewe, waarvan ek myself moes losmaak. Weet, om vorentoe te beweeg, om uit te strek, om agter te los met dit wat agter my is en om te strek met dit wat voor my is, het ek besluit, dit was 'n seisoen in my lewe waardeur ek gegaan het. En toe ek nou op die einde van hierdie seisoen kom, is dit asof dit 'n nuwe begin oopgemaak het. En dit is waar die liedjie ek Vergeet en Vergewe vandaan kom. Dit was geïnspireer deur iets waardeur ek ook persoonlik gegaan het, 'n seisoen. Hoe het die publiek op hierdie liedjie van jou gereageer? Die terugvoer wat ek van hierdie liedjie gekry het, ek moet sê dit was redelik goed geweest en dit is goed wat my verbaas het want ek het mense gekry wat vir my gesê het, "Jesus, dit is presies waardeur ons gaan. Dit is presies wat besig is om met ons te gebeur." En dan besef mense, weet ek het destyds besef, okay, wel ek's daarom nou die enigste nie, want ons almal, daar's soveel mense wat sukkel met hierdie onderwerp. Vergeet en vergewe. Jy weet, dit is iets wat mens moet afsny, mens moet vorentoe beweeg. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie, en dit is wat my geïnspireer het, wel ten spyte van die persoonlike goed waardeur ek ook gegaan het, is dit wat nodig was vir mense om te hoor, want ek wil amper sê, en ekskuus vir my Engels, dit is 'n liedjie waarmee die mense relate het op 'n manier, en dit is wat dit so groot impak maak. En ag weet wat, Rihanna, ek sê altyd, as ek een persoon kan aanraak met 'n liedjie, as ek een persoon se hart kan aanraak, dan het ek my werk gedoen. So hierdie liedjie, die terugvoer wat ek gekry het van hierdie liedjie was redelik goed. Ek vat nie die krediet daarvoor nie. Ek meen dit is iets waarmee ons almal sukkel, maar dit is iets wat aangespreek moet word. So ja, nee, die terugvoer was goed hoor. Ek moes weer stil word, verlede vergeet, trane wegvee, ek is, dis die manier, ek breek nou deur daai muur, ek sien weer, in my hart, hier waar ek sit, maak ek, daai keuse, die keuse, dis deel van my menswese. Vergeet en vergewe, ek gee nou my liefde, ek maak my nou los, en sê, ek kies om te lewe, ek is nou vry, ek het vergewe. Dis die manier, ek breek nou deur daai muur, ek sien weer, in my hart, hier waar ek sit, maak ek, daai keuse, die keuse, dis deel van my menswese. Vergeet en vergewe, ek gee nou my
vergeet het vergewe. Ek gee nou my liefde. Ek maak my nou los en sê ek kies om te lewe. Kies om te lewe. Ek is nou vry. Ek het vergewe. Franco, jou volgende lied was Golwe en dit het hierdie kalmerende invloed op 'n mens van 'n kragtige see-toneel wat oor jou spoel. Hoe het jy daardie stemming vasgevat binne in hierdie liedjie van jou? Weet jy, Rihanna, ek sou nooit regtig hierdie liedjie opgeneem het nie. Hoe dit gebeur het was, ek het die liedjie Golwe het ek opgeneem. Wel, dit was geskryf deur Vincent Gordon. En nou, die liedjie was opgeneem so 2 jaar voordat ons die debuutalbum vrygestel het. Nou, daardie tyd was daar 'n ander liedjie vir my gegee om te sing. En ek het toe begin regmaak met hierdie liedjie en 3 dae voor die opname van die liedjie wat ek veronderstel was om op te neem, het Vincent my gebel en hy het vir my gesê, hoor hierso, hier is hierdie een liedjie wat ons in gedagte het vir jou. Nou moet jy weet, ek is nou so gestres want dit is nou 3 dae voor die opname. Nou 'n nuwe liedjie nou doen. Ek het vir hom gesê ek wil stuur die liedjie deur. So het ek na die liedjie gekry en ek het na die liedjie geluister en jy weet ons almal was daai tyd was ek maar baie jonk en weet almal gaan maar deur liefdesfases en goeters en toe ek hierdie liedjie hoor, toe het tog ons hier iets in my hart geraak. Dit is 'n gevoel wat mense nie regtig vir enigiemand kan beskryf nie. En ek het nie eens die liedjie baie deur gegaan nie. Ek het die demo gekry van die liedjie en ek het hom so 'n paar keer deur gegaan en ek wou nie te veel karring in daai tipe van goed nie. En ek het toe gegaan die dag van die opname en ons het hom gedoen en ek is baie dankbaar want dis die liedjie wat vir my die deure oopgemaak het, so stadig maar seker. Jy weet voordat hy vrygestel was destyds, want ons was veronderstel om eintlik om net vry te stel as 'n enkelsnit. Toe kom dit nou later van tyd na op 'n hele album, maar dis die liedjie wat vir my die deure oopgemaak het en wat vir 'n voorvrystelling radio toegang gekry het. Daai tyd was daar radio en al daai tipe van goed. Ja, ek meen dit is die storie agter Golwe. Vandat ek sing toe ek net begin professioneel opneem het, dit was my heel eerste liedjie wat ek ooit opgeneem het. So hy het ook daarom ook maar 'n spesiale plekjie in my hart. As jy hierdie lied visueel moes beskryf, hoe sou dit lyk? Visueel sal ek sê, kyk hierdie is baie gefokus op liefde. Hierdie liedjie is baie gefokus op liefde, soos hierdie jong verliefde paartjies. Maar jy het vroeër die woorde uit my mond uitgevat. Ek dink dit's as jy nou visueel vra, dan sal ek definitief sê dis 'n verliefde paartjie en definitief 'n see-toneel wat uitspeel rondom, jy weet, in die agtergrond of die storielyn, maar definitief 'n see-toneel, jy sal ek sê. Maar hierdie liedjies ook baie gefokus op liefde. Ek sien altyd hierdie liedjie as ek hierdie liedjie hoor, dan dink ek aan jong verliefde paartjies wat nou eens bymekaar kom. So definitief jong liefde en 'n see-toneel. Franco, is daar iets uniek wat tydens hierdie opname of produksie van Golwe gebeur het? Daar is definitief iets unieks wat hier gebeur het tydens hierdie opname van Golwe. Ek moet sê, ek het altyd gesing, weet ek sing van destyds van 2005 af, maar hierdie was my heel eerste professionele opname. En ek moet vir jou sê, die dag van hierdie opname, Vincent Gordon, wie al my produksies so goed doen, weet presies hoe om te werk met my en ook met my stem. Maar daai dag van die opname, dis waar ek met eerlikheid kan sê, waar ek my stem, my unieke stem as opkomende kunstenaar gekry het en ervaar het, toe hulle vir my 'n stukkie speel na die tyd van die opname en goed, toe ek besef, okay wel, hier was nou iets wat besig was en van daar af het ek my eie unieke styl gekry. Kyk, is baie moeilik want as jy in die Afrikaans of enige musiekbedryf ingaan, jy wil nie regtig soos enigiemand anders klink nie. So hulle probeer maar altyd vir jou 'n spesifieke styl of manier kry hoe om dit te doen. Vir ons was dit baie moeilik geweest nie. Met hierdie liedjie kan ek met alle eerlikheid sê, en dit was so amazing geweest, dat met hierdie opname wat ek gedoen het, dit is waar ek my stem gevind het as kunstenaar en my styl gekry het van kunstenaar. So dit is wat ek sê, alles het nou maar net gekom, jy weet, soos wat dit gaan, maar dit is wat vir my uitgestaan het, dit is wat vir my baie uniek was van hierdie experience wat ek gehad het tydens hierdie opname.
as perfek, blouer as die mooiste blou. Groener as groen, mooier as 'n sneeuseisoen. Jou golwe trek myne, nie dat ek kon gee, want ek het nog nooit na jou so gekyk nie. Van vriende na liefde, my hart is tevrede en al wat ek wil doen. Ek wil my dieper val in jou, ek wil myself verdrink in jou. Laat jou golwe teen my slaan, jy is so mooi vir my. Jy's meer as wat jy, meer as goud werd vir my. Jy bring so beter sien, ek wil nog meer van jou terug. Jou golwe trek myne, nie dat ek kon gee, want ek het nog nooit na jou so gekyk. Van vriende na liefde, my hart is tevrede en al wat ek wil doen. Ek wil my dieper val in jou, ek wil myself verdrink in jou. Laat jou golwe teen my slaan, jy is so mooi vir my. Jy beteken die wêreld vir my. Ek sal enigiets vir jou doen. Enigiets. Laat jou branders teen my slaan. Laat jou golwe my intrek. Ek wil my dieper val in jou, ek wil myself verdrink in jou. Laat jou golwe teen my slaan, jy is so mooi vir my. Ek wil my dieper val in jou, ek wil myself verdrink in jou. Laat jou golwe teen my slaan, jy is so mooi vir my. Nou ja, Franco, hierdie liedjie van jou, My Jodel Song, is vir my wat geweldig lief is vir jodel, baie besonders en ek is baie nuuskierig om meer hiervan te leer. Dit is heeltemal anders as enige ander liedjie en dit is nie iets wat algemeen bekend is op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf platform nie. Wat het jou laat besluit om 'n jodelliedjie op te neem? Yes, weet jy Rihanna, ek wou al lankal 'n liedjie gedoen het waar ek 'n jodelsong gedoen het. Weet ek jodel al baie lank, sedert 2005. Ek sou met my eerste album, My Geheim, wou ek al reeds destyds wil ek 'n jodelsong uitgebring het, maar die ateljees en die platemaatskappye is maar altyd, weet hulle, gaan dit werk, gaan dit nie werk nie. So daar is 'n ding wat jy moet, weet jy gaan deur en dan kyk hulle wat gaan werk, wat gaan nie werk nie. Maar lang storie kort, ek het toe op my eerste album het ek 'n liedjie gedoen, duet gedoen saam met Vincent Corden en waarop ek ook wel gejodel het, maar dit was ook maar net 'n klein stukkie gewees. En dit was my groot ding, want ek wil nou, weet jy mens hoor baie keer van die ou tydse goed, jy weet soos Caroline de Pre, Santa Foster, Tommy Dell, ja, al die mense het destyds jodelsongs uitgebring. Jy weet jy het ook maar 'n ding in jou hart van jy wil ook nou, en ek het nou besluit okay wel ek gaan hierdie nou doen. Ek wil ook nou enetjie hê, ek wat gefokus is op jodel, waar dit net so klein stukkie is nie.
So nee, ek wou definitief dit gedoen het en ons het toe besluit, okay, wel, kom ons kyk hoe dit gaan en ja, dit is hoe hy gebore geraak het. Dit klink dalk nou na 'n dom vraag, maar Franco, kan jy regtig jodel uit die aard van die saak? Of was dit 'n uitdaging om dit aan te leer? Nee, ek kan jodel. Weet jy, ek sal sê, dit is moeiliker soos die Engelsman sê om dit te sustain, om dit daar te hou, want ag, weet jy, ek kan dit net so wel sê, baie mense het nou al reeds een en een bymekaar gesit. Nou, ek het 'n familielid in die musiekbedryf, in die country musiekbedryf, Elzay, sy is my tannie. Sy is baie bekend in die Vaal-driehoek en wel ook bekend as een van die, as ek kom by jodel, een van die bestes op die mark, huidiglik. En dan kom jy by vertonings aan en dan die mense wat nou die een en een bymekaar nou gesit het, wat nou weet, okay, wel, dis nou, weet, Elzay sy tannie. Nou moet jy, dis is nou extra pressure op jou, want jy weet, hulle is nou gewoond aan haar, en nou moet hulle jou hoor sing, so nou moet jy extra uithaal en wys, om nou nie teleur te stel nie, want dis 'n groot skoene om te vul. Ja, nee, ek kan regtig jodel. Franco, ek verstaan ook dat jy het met my jodelsang toekennings gekry. Vertel ons daarvan. Ek het 2 gekry. Ek het nie ingeskryf vir die kompetisie of vir die toekennings en goedjies nie. Een van my musiekkollegas het my gaan inskryf. En toe die nominasies so goed nou deurkom, het ek toe gegaan om die aand te geniet. En jy weet, daar's baie sangers daarso, goeie talent, almal het baie goeie talent daarso. Die kompetisie was hard, was regtig hard geweest. En en hulle roep toe my naam, dit is so 'n groot skok, jy weet nou nie of is dit nou jy wat moet opstaan nie. So ja, nee, ek is baie dankbaar vir die mense wie daarvan gehou het en goed. Jy weet, ek het 2 toekennings gekry, maar daar was een na die tyd waar een van die organiseerders by Afriforum Theater na my toe gekom het. Ek het my net so een kant gevat. En hy sê toe vir my, Boet, ek wil net vir jou een ding sê. Ons het lanklaas 'n man gehoor wat so kan jodel soos jy. So ja, ek het 2 toekennings gekry, maar ek beskou daai as 'n 3de toekenning. Dit was vir my lekker om te hoor en ek is so baie dankbaar vir dit. So nee, ek het baie groot dankbaarheid vir dit en die mense wat daarvan hou, ek is baie bly dat hulle aanklank vind by dit wat ek gee daar buite. Hoe reageer mense in die gehoor wanneer jy hierdie liedjie van jou live doen? Ek sou baie graag daar wil wees. Hoe die mense, jy weet nee, as ek hierdie liedjie sing, die paar keer wat ek hom nou al by feeste gesing het en goed, mense hou baie daarvan, veral die tannies, weet, die ooms is nog alright, weet, jy kry nou en dan 'n oom wat ook daar lekker dans en goed, maar die tannies, ek moet vir jou sê, die tannies klim amper op hulle stoele, en dan kom na die tyd, ek weet nou nie, want ek het nou al 'n paar gekry, kom die tannies na my toe wil hulle roos hê. So ek weet nou nie of dit dieselfde geval is wat hulle dink toe Blessed destyds. Hy het ons rose gegee so na die tyd na sy vertonings en hy kon ook baie goed gejodel het. So ek weet nou verwag die tannies ook rose. So ek weet nou nie, maar nog nie, hulle hou baie daarvan. Is 'n lekker, ek het so 1 of 2 in die pyplyne, dan kyk ons hoe dit gaan, maar nee, hulle reageer goed daarop. My vriend het gesê, kom ons gaan vanaand na 'n plek waar almal jodel, adie jodel. Ek sê vir op chom, ek weet nie om te jodel. Hy sê hy sal my alles leer. Jodel ek weet nie of ek reg sing, my senuwees is klaar. Hy sê die passe min, dis hoe jy dit doen. Adierlo, dierlo, die. Jodel lady, adlady, adlady, jodel die, adlady, ho, die. Adlody, adlody, adlody. Kom ons gaan dans op die dansvloer, maak lawaai, laat die wêreld ons hoor. Glas in die lig, hou my dop. Vanaand gaan ek leer om te jou dol. Jodel lady,
Franco, my geheim was beslis nie jou eerste formele blootstelling aan die verhoog nie. Jy was reeds op hoërskool betrokke by deelnames van die ATKV se landwye toneelkompetisies. En jy het ook by projekte betrokke geraak. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie projekte. Ja, ek het drama gedoen op hoërskool. Ek het nie regtig so baie gesing op hoërskool nie. Ek het ATKV gedoen, landwye kompetisies in drama, en destyds het ek ook gegaan vir Talent Africa, waar ek dink ek was in die region, en dis ek een van die top 10s wat gekies was om Suid-Afrika te gaan verteenwoordig in Los Angeles destyds. So, en dan direk daarna, toe het ek bietjie meer begin buitemuurs gaan. Nou nie meer soos in ATKV self nie, het ek betrokke geraak by Kyknet se Silverskermfees in 2017, het ek Kyknet Silverskermfees ook gedoen. So daar was so 'n gedeelte van my wat ook baie meer in rolprente op die skerm self was. So ja, dis die projekte wat ek destyds gedoen het. Ek het eers later begin sing, soos professioneel begin sing, baie laat na skool het ek begin sing, maar in skool self het ek ATKV gedoen, landwyd, en dan het ek ook buitemuurs gedoen, waar ek ook deel van projekte geraak het vir Kyknet, destyds in 2017. Franco, jy het onlangs 'n tweede debuutalbum vrygestel, Na My Geheim. En hierdie album se naam is Jesus is King. Vertel 'n bietjie vir my van hierdie gospel album van jou wat uit 10 snitte bestaan, en waarom het jy besluit op 'n gospel album? Weet Rihanna, Jesus is King is baie besonders. Ek moet, soos ek vroeër gesê het, ek is baie lief vir al my liedjies en baie lief vir al my albums, maar hierdie album staan vir my nog steeds uit, bo die nuwe liedjies, die ou liedjies staan vir my nog steeds die meeste uit. Hierdie Jesus is King was die tydperk waar ek die Here ontmoet het, waar ek hom aangeneem het as my verlosser en my saligmaker. So ek het 'n kombinasie gehad van al my gunstelinge, van al my geestelike liedjies, van my gunstelinge gesing deur ander mense. Die album, ek dink al so 2 oorspronklike liedjies op wat ons geskryf het vir die album. Die res is leenliedjies. Nou leenliedjies is nou covers, soos wat die mense dit vandag ken. Het ek op die album gesit, en onder andere, ek dink as die bonussnit op die album is Retief Burger se liedjie Halleluja in my hart, een van my gunstelinge van alle tye. So hierdie album het ons gedoen, dit was 'n baie spesiale album. Die tydperk, die seisoen waarin ek was baie spesiaal. So ek sê, dis die tydperk waar ek die Here ontmoet het en waar hy my aangeraak het. En ek moet sê, hierdie staan vir my uit bo baie. Ek is baie lief vir al my liedjies, ek is baie lief vir al my albums, maar hierdie Jesus is King is iets besonders, en dit dra baie groot waarde vir my. So ek sal sê, hy staan vir my uit bietjie bo die ander. So ja, dis die storie agter Jesus is King en hoe ons gekom het om die album op te neem. Kom ons gaan bietjie na iets wat los lig en dalk persoonlik bietjie is. Sê vir my, Franco, as jy 'n dag afkry waar daar geen optredes en geen musiek is nie, wat doen jy vir ontspanning? Wat ek doen vir ons, ek crossfit. Ek crossfit. As ek nie sing nie, of ek is nie besig om te studeer nie, of ek werk nie, dan is crossfit die antwoord. Dis vir my so ontspanning, ek is baie lief daarvoor. Net vroeër jare was ek glad nie lief vir sport nie. In my hoërskoolloopbaan, ek het nooit sport goed gedoen nie. Die liefde vir sport het ook eens later gekom. So as vir my ontspanning, en wanneer ek niks het om te doen nie, en wanneer ek rustig is dit waantoe ek gaan. Ek gaan crossfit. Dis waantoe ek gaan. 'n volgende persoonlike vraag, Franco, en dis maar iets wat elke mens seker maar het. Is daar iets in jou lewe wat mense as 'n reël nie van jou weet nie, wat jy kan met ons deel? Iets is wat niemand van my weet. Ek is, okay, so nie almal weet hierdie nie, maar ek sal dit hierop sê. Iets wat baie mense nie van my weet nie. Ek is 'n teologie student. Ek is soos ek sê, destyds het ek 'n ontmoeting met die Here gehad, en ek het so groot liefde en begeerte en behoefte vir hom. So dit is ietsie wat nie baie mense weet van my nie, en wat bietjie meer in my persoonlike lewe is, maar ja, ek is 'n teologie student. Wat is die snaakste ding wat al met jou op die verhoog gebeur het? En alhoewel ek nie 'n sanger was nie, was ek 'n model. En daar het al baie eienaardige goeters gebeur, of
dalk miskien soos die Engelse sê embarrassing moments wat jy gehad het. Nie noodwendig op die loopplank in my geval, in jou geval op die verhoog. Ek het op skool wel gesing op die verhoog, maar daar was gelukkig geen embarrassing moments nie. Maar as jy so iets het, wil jy vir ons nie daarvan vertel nie asseblief? Yes, weet jy, Jana, ek was een keer by 'n fees. Dit was ook so, ek kan nou nie mooi onthou rondom die tydperk wanneer dit was nie. Maar ek was een keer by 'n fees gewees en dit is daglig. Ek weet as dit nog aand was, was dit nog alright gewees en dit was 'n groot verhoog. Dit is baie groot sangers wat daar optree en jy weet, ek was maar net te gelukkig dat ek 'n bespreking gekry het vir daai dag waar hulle my wou bespreek het. Jesus, en ek het net so voordat ek opgaan. Nee, dit was toe ek opgaan. Jy weet, as mens, ek weet nou nie of jy weet nie, maar veral, jy weet, mans, weet as hulle nou gym, of as hulle nou bietjie mooi lyk, weet dan, al die kleertjies nou maar so bietjie stywer sit, weet dat die spiere en goed kan wys, jy weet. Jesus, Rihanna, en ek weet nie hoe het ek getrap nie, maar soos ek op die verhoog trap, toe skeer my denim, maar hier agter, in die middel, op sy naad, ek kan sê maar mors af, skeer hy. Nou moet jy weet, ek het nog nie eens, dit is my eerste liedjie, dis die opening, en ek klim toe op die verhoog en daardie skeer so op die naad, hier agter, in die middel, dit is so 'n mooi skeer. Jessie, dit was ek sal vir jou sê, ek weet nie, ek kan nie eens onthou hoe ek deur die liedjies gekom wat ek moes sing nie, maar ek moes so mooi loop, dat die mense nou nie kan sien nie, maar ek sal vir jou sê, ek dink dit is die mees, hoe kan ek sê, soos die Engelsman sê, embarrassingste ding, wat ek al moes deurgaan. En ek het ook nou nie 'n ekstra broek of niks, want jy verwag mos nou nie so iets gaan gebeur nie. So, ek sal sê daai was die mees onaangenaamste gebeurtenis wat my al teëgekom het op 'n fees, moet ek vir jou sê. Ja, natuurlik, hierdie is die $1 million question. As jy met enige ander kunstenaar kon collab, plaaslik of internasionaal, met wie sou dit wees? As daar enige ander kunstenaar, kyk daar's baie, en ek het nou die voorreg gehad om in kontak te kom met meeste van hulle, maar as een is wat ek graag mee saam wil werk, is dit Dani Botha. Hy is 'n baie groot rolmodel vir my, vandat ek, jy weet, hy is 'n man van God, en as daar een persoon is wie ek sal nog like om mee saam te werk, is dit hy. Nie net is hy 'n legende nie, maar yes, ek dink as jong man kyk jy baie op na hom. Ek dink as jy nou weet wie Dani Botha is, dan sal jy nou met my saamstem. So ja, nee, ek dink hy sal my opsie wees. Ek sê daar's baie, maar ek is geseënd om alreeds in kontak met hulle te wees. Maar as daar iemand is wat ek regtig nog graag mee saam wil werk en iets saam met wil doen, is dit definitief Dani Botha. Franco, jy het 'n cover song gemaak, It's a Heartache. Nou, die meeste van ons ken Bonnie Tyler se It's a Heartache, en ek weet dat jy baie van haar musiek hou. Hierdie klassieke Engelse snit wat jy gekies het om te doen, hoekom het jy spesifiek hierdie liedjie van Bonnie Tyler, It's a Heartache, gekies? Hierdie liedjie It's a Heartache van Bonnie Tyler, dit was altyd een van my gunstelinge, altyd. Jy weet, ek is 'n 70s, 80s, 90s. Dit is waar my musiek lê, waar van my gunstelinge is. My It's a Heartache van Bonnie Tyler was altyd een van my gunstelinge gewees. Hy was altyd op my speellys gewees. Ek het hom altyd gesing by plekke en ek het hom nooit opgeneem nie, maar hy was altyd een van, wel tot nou toe het ek hom nie opgeneem nie, maar hy was altyd in die verlede, was hy een van my gunsteling liedjies. Het hierdie liedjie vir jou enige persoonlike betekenis ingehou? Is dit hoekom jy dit gekies het? Wat beteken dit persoonlik vir jou as mens? Ja, persoonlik moet vir jou sê, destyds, ek dink dit was hier so rondom 2021 daar rond. Hierdie liedjie was altyd hier in my kop en was altyd een van my gunstelinge gewees, maar ek het nooit regtig die motivering gehad om hom te gaan opneem nie. Weet, dit is groot skoene om te vul. En ek het destyds, ook om 'n bietjie meer persoonlik te raak, het ek ook 'n liefde van my lewe daai tyd gehad. En toe ek en sy nou eie paaie gegaan het, ons albei was hartverskeurend, ons albei was. En ek het toe daai tyd besluit, jy weet, daar's nou nie 'n beter tyd om hierdie liedjie op te neem nie. Nie net is dit my gunsteling nie, maar dit verduidelik nou presies die situasie. So ek sal nie sê ek het hierdie liedjie maar net opgeneem vir myself nie, maar ek het ook dit vir haar opgeneem. Ja, nee, dit het definitief iets persoonliks ingehou vir my om hierdie liedjie op te neem. So ek sê, hy was altyd maar
een van my gunstelinge tot hierdie gebeurtenis. Dit was die seisoen wat reg was vir my om hierdie liedjie op te neem. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in a cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. You love her till your arms break, then she lets you down. It ain't right with love to share, where you find she doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you. It's a heartache, nothing but a heartache. It's you when it's too late, it's you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in a cold rain, feeling like a clown. It ain't right with love to share, where you find she doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you. It's a heartache, nothing but a heartache. It's you when it's too late, it's you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. You love her till your arms break, then she lets you down. It's a heartache, nothing but a heartache. It's you when it's too late, it's you when you're down. Dink jy daar's plek vir meer kruiskulturele musiek in die Afrikaanse mark? Ja, ek dink daar is 'n gedeelte vir my wat so dink. Ek dink met die Afrikaanse mark, as mense nou praat van die Afrikaanse mark, is dit mense kan so iets doen, maar die ding is by die Afrikaanse mark is nie om te ver af te beweeg van dit wat die mense van hou nie. Ek dink al die platemaatskappye en al die mense wat ateljee's het, wat produksies doen vir kunstenaars, weet hulle sal altyd vir jou sê om nie altyd te ver te beweeg van dit waarvan mense hou nie. Ek dink mag maar hang van jou af as kunstenaar. Ek meen destyds weet dit nie my geplaas is om spesifiek 'n wenresep te volg nie. Ek het maar net gegaan volgens hoe my hart my vertel en hoe ek gelei word. En ja, kyk, ek dink dit hang maar van kunstenaar tot kunstenaar af. Franco, jy werk tans aan verskeie projekte saam met bekende figure in die musiekbedryf. Vertel ons meer hiervan.
Ja, nee, ek werk. Ek het nou 'n hele paar projekte wat in die pipeline is. Jy weet, ek het solo gesing. My opnames was solo, my produksies en my projekte was solo gewees. Al met wie ek destyds 'n duet mee gedoen het en 'n projek mee aangewerk het, is Vincent Gordon, wie ook al my produksies doen. So ek het verlede jaar besluit om met ander kunstenaars te werk. So ja, ek het toe hard gebid oor hierdie saak en dit het toe so gebeur dat ek my paai met 'n paar mense gekruis het, onder andere nog steeds Vincent Gordon, wie my projekte doen, wie ek weet in die pipeline is, dat ek 'n projek nog saam mee doen. En dan is dit Leon Sonskyn, een van my vriende wie op die kontrak was, ongelooflike man van God en regtig 'n besondere kunstenaar wat jy nie sommer teekom nie. Hy het 'n talent wat skrik vir niks en dan onder andere Betty Jean, wie ook wel bekend was, nog steeds is in die Afrikaanse musiekbedryf, wie ook 'n baie goeie vriendin geword het, en dan Elzay, die suksesvolle country sangeres van die Val Driehoek, wie wel bekend is vir haar jodel ook. So ja, dit is die projekte wat ek nou onlangs mee aan werk, om te kyk wat ons kan doen, maar is definitief in die pipeline, so is bietjie iets niets vir my, want ek het nog nie regtig saam met enigiemand anders, saam met ander kunstenaars fisies gewerk nie, so jy weet, die proses verander, is nou nie met my jy wat nou opneem nie, dit is nou goed wat geskeduleer moet word, goed wat aan gewerk moet word. So dis nou bietjie iets niets vir my, maar net ek het hard gebid oor die saak. Dis 'n uitdaging vir my, maar ons is ook geseënd op dieselfde tyd. So dis die projekte waaraan ek werk. Franco, wat is volgende vir jou op die lys? Wat wil jy graag nog bereik? Is daar enige musiek of optredes wat op pad is? En watter tipe musiek doen jy? En daarbey bedoel ek soos in, doen jy die kunstefeeste tipe musiekgenres of waarheen beweeg Franco van Zyl met sy musiek? Ja, kyk, so die projekte wat nou op pad is, soos ek nou gesê, dit is nou maar 'n paar duetprojekte wat ek mee besig is, saam met die mense wie ek nou genoem het, en kunstefeeste, en kyk, vroeër jare baie kunstefeeste gedoen, en baie kommersiële vertonings, Afrikaanse vertonings en goed wat ek ook gedoen het. Die pad vir my musiek het nou bietjie verander. Ek doen nou nog steeds kommersieel. Ek dink die pad wat ek nou op is baie meer gefokus op country, en ook gospel. Ek dink dit is die rigtings waarin ek beweeg het nou. Vir Afrikaans, ek doen nog steeds Afrikaanse feeste en goed, en wat nog steeds vir my baie lekker. Maar ek dink my pad is nou meer gefokus op country, en dan ook veral gospel, want dit is 'n pad wat ek baie graag in wil aangaan, en dit was 'n persoonlike keuse gewees wat ek gemaak het om te kies tussen die Afrikaanse musiekbedryf, die kommersiële mark en die gospelmark. En ek het die gospelmark gekies, en ja, daar's baie redes daarvoor, en dit is nou nie 'n moeilike besluit om te maak nie, maar ja, dit is die rigting waartoe ek gaan. Maar ek doen nog steeds so 'n bietjie iets van alles, maar meestal country en meestal gospel. He became sin, who knew no sin, that we might become his righteousness. He humbled himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, the name above all names. Bless the Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of hope. His body the bread, his blood the wine, broken and poured out all for love.
love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, the name above all names. Bless the Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world. Jesus Messiah, the name above all names. Bless the Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. Wat is jou boodskap aan jou aanhangers wat nou luister? Die boodskap aan al my aanhangers wie nou luister, ek wil net vir elkeen baie dankie sê vir wie na my liedjies luister en vir my ondersteun. Ek meen, sonder die luisteraars en sonder almal wie musiek ondersteun of jou as kunstenaar ondersteun, gaan dit eintlik nêrens nie. So, maar die boodskap wat ek vandag vir hulle wil gee is, ek wil net dankie sê. Ek wil net dankie sê aan elke een wat nog na my liedjies wil luister. Ek sê altyd, ek weet nie vir hoe lank ek gaan sing nie, maar solank as mense dit wil hoor, dan sal ek sing. So nee, my boodskap vir al die luisteraars en vir al my ondersteuners is net om dankie te sê. Ek wil dit net duidelik maak en ek wil dankie sê vir elkeen se ondersteuning. Dit word regtig waardeer. En laastens, Franco, sê vir my, wat sou jou aanbevelings wees vir opkomende kunstenaars in Suid-Afrika, maar ook wêreldwyd? Dit is gewoonlik 'n konsep wat plaasvind in die kunste. Ek is self in die kunste, so ons vind hierdie tendens in die kunste. Dis hoekom ek vir jou vra, wat sou jy vir voornemende sangers sê daar buite? Hoe moet hulle 'n loopbaan aanpak en waarop moet hulle bedag wees? Ja, nee. Wel om te begin as jong kunstenaar, ek dink die manier om te gaan is oorspronklike liedjies. Om jou eie liedjies uit te bring soveel as moontlik en vir jou 'n goeie fondasie te bou en vir jouself, hoe sal hulle sê, soos die Engelsman sê, 'n following base op te bou. Maar oorspronklike liedjies is kyk, ek is baie lief vir leenliedjies, vir covers, vir al die ou liedjies. Die mooiste liedjies is van destyds van daai tyd. Die mooiste liedjies is covers, is leenliedjies. Maar ongelukkig nou, jy weet, as jy wil verder gaan in die musiekbedryf en vir jouself 'n naam maak, is oorspronklike liedjies die pad om te gaan. En dan die ander deel is om nie almal te vertrou nie. Nie baie mense sal dit vir jou sê nie, maar as ek vir iemand moet raad gee, dan mense wat jou betrek of wat vir jou sê hierdie beloftes maak of daai beloftes maak, is moenie almal vertrou nie, want jy gaan baie seer kry en mens moet eers seker maak van jou feit om jou navorsing ordentlik te doen, dat jy nie in daai strikke trap nie, want daar's baie.
daar's baie strukke wat mense intrap en jy weet dit is al hierdie kunstenaars wat nou begin sing of wat nou die mark ingaan en wat nie wel bewus is van wat aan. Weet ek het gelukkig want as ek sê ek het ook bietjie soort van in die musiekbedryf groot geword met my tannie die sing en weet ek het baie lesse by haar ook geleer en sy het vir my ook mooi altyd verduidelik weet dit is waar jy in moet gaan en pas op vir dit en selfs met my vriendin met Betty Jean het selfs vir my op 'n tyd gesê pas op vir dit die kunstenaars wie ek's geseënd om kunstenaars te hê wie al baie jare in die bedryf is waar wie my kan waarsku teen sulke goed maar dit is moeilik vir mense wie dit nie het nie so ek sal sê moenie almal vertrou nie en maak jy seker van alles voordat jy enige kontrak teken of jy enige iets soos daai sal ek sê dit is wat ek sal sê. Baie dankie vir die tyd wat jy aan ons afgestaan het vandag, Franco. Dit was heerlik om saam met jou te kuier en jou beter te leer ken. Mag al jou drome waar word in hierdie nuwe jaar en jy ons nog baie gaan vergas met jou uitmuntende stem. Ja, baie dankie Rihanna, ek waardeer dit. Baie dankie vir jou, baie dankie vir die luisteraars van Radio Jada en Mosaïek, van digters en skrywers, kunstenaars. Baie dankie dat ek bietjie my storie met julle kon gedeel het vandag. Dit was vir my voorreg geweest en dit was regtig vir my 'n besonderse kuiertjie geweest. Baie dankie dat ek hier saam met julle kon kuier. Ek waardeer dit regtig baie. Baie dankie luisteraars vir die saamluister. Dit was 'n heerlike voorreg om julle te kon vergas met ons gesprek met Franco van Zyl. Ons gaan beslis nog baie van hom hoor. Mag julle 'n heerlike dag verder hê en mooi loop tot volgende week wanneer ons weer so gaan maak. Shalom.